Dames en here, seuns en dogters, welkom terug by Wiskunde in Woede, episode 21. Ons gaan aan met maal en deel op die verstaan manier. Hier is die 6ste gedeelte daarvan en vandag doen ons uiteindelik deel op die verstaan manier. Net weer 'n keer, mense, asseblief, hierdie is nog steeds rekenkunde. Maal en deel in rekenkunde is basies net plus. Ek sê weer 'n keer vir julle, dit is fantasties om dit so te gebruik in rekenkunde. As jy verder gaan in wiskunde, word daai idee 'n anker rondom jou nek. Maar laat ons hier bly. Reg. As jy nou kyk na wat ek hier vir julle geskryf het, daar is die produk gedeel deur die opteller. So basies wat vir jou gevra word is, hoeveel keer kan jy 6 by 6 tel voor jou produk groter is as 144? Nou, meeste mense dink aan deel as iets wat jy opbreek. En dis nie verkeerd om so te dink nie. Want kyk nou wat gebeur as jy gaan en jy vat 144 en jy trek 6 af, dan kan jy nou so aangaan en net gaan tel hoeveel keer jy 6 afgetrek het voordat jy by 0 uitgekom het. Dit is nie verkeerd om dit te doen nie, maar dit is stadig. Dit is eerlikwaar stadig en dit gee nie vir jou intuïsie in waarmee jy besig is nie. So, ek gaan jou nou baie mooi vra. Kyk hierna. Begin met wat jy klaar weet. Kyk hierso. Jy weet 6 by homself gevoeg 10.000 keer gaan vir jou 60.000 gee. Jy weet 6 by homself gevoeg 1000 keer gaan vir jou 6000 gee. Net so, 6 100 keer gaan vir jou 600 gee. 6 10 keer gaan vir jou 60 gee. 6 op sy eie gaan vir jou net 6 gee. So, jy weet hierdie al klaar. So, jy kan onmiddellik sien, sonder om enigstens verder te kyk, sonder om enigstens verder te dink, jy gaan nie 6 100 keer by homself tel, voordat jy by 144 uitkom nie. So, jy weet, hierdie gaan jy nie kan gebruik nie. Jy gaan hier moet begin. En jy weet, jy gaan werk met veelvoude van 60. Want jy gaan 60 ten minstens 1 keer daarin kry. So nou gaan jy en jy gaan kyk, hoeveel keer kan ek 60 by mekaar tel, voordat ek iets kry wat groter is as 144. En as jy nou na jou maaltafel gaan uitwerk het, soos ek vir jou gewys het, dan is dit baie maklik om te sien. Wanneer jy 60 3 keer by homself tel, gaan jy 180 kry. So, jy gaan dit nie 3 keer kan doen nie. So, hier gaat ons. Ons weet, ons gaan dit net 2 keer kan doen. En ons weet klaar, dat ons, as ons 60 2 keer by mekaar tel, en kyk wat gebeur, daar sê, as ons 60 2 keer by mekaar tel, gaan ons 120 kry, reg? So, dan gaan jy en jy gaan trek af, en jy gaan sê, 60 gaan ek 2 keer in 144 kan inkry. Daar sê, so dis 144 minus 120. Dit gee vir jou 24. Reg? Ek net daai so beskryf. Daar sê. En nou gaan jy en jy sê, okay, daar is nog 24 oor en ek het nog steeds die ene om mee te werk. Sien jy, ons het daar gewerk met die 10e, nou werk ons met die ene. Okay. So, nou gaan ons en ons sê 6. Hoeveel keer kan ek 6 en 24 inkry? En as jy gegaan het en jou maaltafel voor die tyd uitgewerk is soos wat jy gewys het, dan gaan jy onmiddellik weet 4 keer. So daar is 4 keer. En wat is 4 keer 6? Dit is 24. En daar sê, dan het jy niks oor nie, jy het niks verder om te doen nie. En dan kan jy gaan en jy kan met alle sekerheid gaan en hier gaan skryf. 24.
vat wat jy klaar gebruik. Daai ouens wat julle op YouTube en op TV sien, wat na so ding kyk en dadelik vir jou die antwoord gee. Dis hoe hulle dit doen, hoor. Hulle is nie slimmer as jy nie. Hulle het nie groot brein nie. Al wat gebeur het, is iemand het vir hulle hierdie gewys. Hulle het hierdie opleiding gekry en dit gaan oefen. Nou het jy ook hierdie opleiding, as jy dit ook gaan oefen, dan gaan jy ook kan flex. Daar is jou arm, daar is jou hand. Jy gaan ook ongelooflike weights kan optel. Reg, so. Wat hierdie? Gaan oefen. Ons gaan hierdie nog 'n paar keer doen in die volgende episodes. En julle sal sien waarom ek sê goed soos lang deel is dis hoe jy jouself in 'n tronk sit. Reg. Hierdie was dan Wiskunde in Woede, episode 21. Ek sien julle in die volgende episode. Totsiens.